Dit is so lekker om saam te wees en om as gelowiges fellowship te kan ervaar. En so terwyl ons worship, sien ek 'n prent van as jy loop in jou skaduwee, as die son skyn en jy loop, jy kan nie vir jou skaduwee wegloop nie. Jy kan hardloop so vinnig as wat jy wil, jy kan nie vir hom weghardloop nie. Jy kan sê hy is nie daar nie, maar dit gaan nie maak dat hy nie daar is nie. En ek ervaar dat die van ons is wat baie keer voel God is ver van ons af. Hy het dalk van ons vergeet of hy is met iets anders besig. Maar dit is nie moontlik nie. Dit is nie moontlik nie, hy is by ons, soos ons skaduwee. En ek wil jou aanmoedig dat jy vanaand jou hart oopmaak, dat jy luister na die woord, dat jy luister na wie hy is, en dat jy dit in jou gemoed vasmaak. Hy is by jou en hy is vir jou. Dis nie asof hy meer aandag aan sekere mense gee as aan ander nie. Hy is ewe lief vir elkeen van ons. En die ander ding wat waar is, hy kan nie meer lief wees vir ons as wat hy nou is nie. Hy is 100% lief. Hy gee 100% om. Ja, baie keer maak ons foute, maar hy bly by ons. En wanneer ons na hom uitroep, die woord sê dit duidelik, hy is getrou, en as ons sonde bely, sal hy ons skoon was. En ek bid dat dit vir jou so waar sal wees, en dat jy iets sal ervaar van sy teenwoordigheid in jou dag tot dag lewe. Ek dink sy idee was, dat ons elke Sondag, en dan so een keer 'n jaar op hemelvaart en dan weer by Pinkster 'n ervaring het nie, of bewus is van sy teenwoordigheid nie. Hy wil saam met ons journey. Hy wil vir ons lei na oorvloed toe. Dis sy begeerte vir ons. Amen. Ek voel soos 'n springhaas, Christie. Ek weet nie of ons daai ligte so bietjie kan dim, of ek moet aan die ander kant toe kyk terwyl ek preek. Nee man, dit is so lekker om hemelvaart saam te vier, en weet, as 'n ou net jou gedagtes daar rondom probeer kry, besef 'n ou hoe significant event dit is. Miskien net so as 'n stukkie agtergrond, dis nie nuwe nuus nie, maar ek dink dit is belangrik om te verstaan, dat daar was disippels, wat saam met Christus gejourney het, wat opgewonde was, en toe kom sy kruisiging. Toe is hulle verward, en waar ons nou vanaand begin, is so die 40 dae na die opstanding, wat Jesus herhaaldelike kere aan sy disippels en verskeie mense verskyn het. Nou, baie keer verbeel jy mos, as jy so daar by die rugby is, of iewers nie, ja, maar is dit nie Benny daai, of die een daai, jy is nie seker nie, en hemelvaart is nie een ou, wat gedink het, ek dink ek het vir Jesus gesien nie, ek dink hy lewe nie. Hemelvaart is 'n klomp mense, en jy kan gaan lees daarso in Korintiërs 15, is 'n klomp mense, wat op 'n gelyke tyd en individueel 'n ontmoeting met Christus gehad het, nadat hy opgestaan het. En vandag toe sit ek so, en ek is so bewus aan daai Emmausgangers, wat sy ou se naam Kleopas, jy weet hoe Jesus aan hulle verskyn het, en hulle nie besef het dis hy nie, en dit gebeur baie keer met jou en my. Ons besef nie dis hy wat by ons is nie. En toe hy weg is, toe sê hulle, maar het ons harte nie warm gebrand, toe hy met ons gepraat het, toe hy by ons was nie. En dis my begeerte vir jou, dat jy daai warm brand sal ervaar. Nou, ons geloof gaan nie oor gevoel nie. Dit gaan oor ons wat in geloof aan Christus vashou, maar definitief is daar gevoel, is daar 'n ervaring van God naby ons, en dit is wat ek hoop julle sal ervaar in julle journey met die Here. So hy het aan verskeie mense verskyn. So ons lees in Handelinge 1 vers 3,
Daarso staan in die loop van 40 dae na sy lydingstyd, het hy by verskeie geleenthede aan die apostels verskyn, soos ek nou gesê het, en op baie maniere aan hulle bewys dat hy regtig lewe. So ek dink daar's ietsie vir ons hierin. Obviously waar hulle vandaan kom, was hulle onseker en hulle het nodig gehad om te verstaan dat Christus lewe. En dit is baie keer vir jou en vir my nodig om te verstaan dat hy lewe, dat hy by ons is, soos ek daar in die begin gesê het, dat hy ons nie nou nader trek en dan wegstoot nie, maar dat hy volledig vir ons lief is en by ons bly, en hy het telkens met hulle oor die heerskappy van God gepraat. So is amper asof daar 'n klemverskywing ook gekom het vir dit wat voor lê. Nou onthou, hy was self God. Hy is een van die drie eenheid. Hy het sy godheid prys gegee sodat hy 'n mens kon word, sodat ons gered kon word. En nou is hy besig, hy's op pad terug om vir ons 'n plek voor te berei, soos ons gesê het vanaand. En hy's besig om te fokus op die koninkryk van God. En ek wil jou regtig aanmoedig, ons het nou verwys na die gebed, die 17de, die deernaggebed. Ek dink is so 6:30 daai oggend, die prayer walk. Daai Sondag gaan ons 2 Pinksterdienste hê, 9:00 en die aand 6:00. En ek wil jou uitnooi daarna, jy weet, dat jy regtig moeite doen om daar te wees. Ek wil eintlik net oor 3 woorde praat. Nou dis so eenvoudig, ou kan dit sommer mis. So wees wakker en luister. Autoriteit, verantwoordelikheid, genade. Wanneer ek kyk na die hemelvaart, sien ek autoriteit, verantwoordelikheid, genade. Die autoriteit gaan oor wie? Die verantwoordelikheid gaan oor wat? En die genade gaan oor hoekom. En elkeen van ons vind ons daagliks, weekliks tussen hierdie 3 woorde. En hoe ons daai 3 woorde toepas in ons lewe, bepaal hoeveel ons van God ervaar en hoeveel mense van God se goeie nuus deur ons sien. Nou in Markus 16 vers 19 staan daarso: nadat die Here Jesus klaar met hulle gepraat het, is hy in die hemel opgeneem en het hy op die ereplek aan God se regterhand gaan sit. Ek wonder of jy al gedink het hoe daai oomblik moes wees, toe Jesus met God herenig is, toe hy terug was by hom. Dit moes awesome gewees het, want hy het 'n deel van sy godheid, hy was die heeltyd volledig God en mens, maar hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem. Ek kan net nogal dink, dit was 'n groot ontmoeting. So ons praat oor autoriteit, en hy het aan sy regterhand gesit wat 'n ereplek is. Want daar's profeseë wat sê dat Christus sal heers tot in ewigheid. En hier kom hy, dis amper asof die verhaal nou verder gaan. Dis eintlik meer as 'n verhaal, maar as ek dit so kan sê, of die verhaal verder gaan, en ons is besig om oor te gaan na 'n volgende fase. En ek wil jou challenge, laat jy soos ons nou praat, kyk wat Christus gedoen het, maar ook kyk na jou eie lewe. Waar trek jy in terme van God se plan vir jou? Ons sien hoe Christus alles geskep het, hoe hy sy godheid prysgegee het, gesterf het, hoe hy opgestaan het, opgevaar het, en dat hy weer terugkom. Daar's 'n baie definitiewe plan. Elkeen van ons het 'n doel. God het 'n doel met ons. Waar is jy in terme van jou doel en in terme van wat God deur jou wil doen? En dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor die koninkryk. Maar ons wil bietjie praat oor autoriteit. So in hierdie wie is daar 2 wie's waarna ons gaan kyk. Obviously is die een wie Christus. En dit was nodig dat Christus herstel word in die heerlikheid van God. Onthou net wat die wêreld gedoen het. Die wêreld het hom weggestoot. Hulle het hom verwerp, hulle het hom beskuldig, hulle het hom sleg gesê. Hulle wil niks met hom te doen gehad het nie, want hy het nie in hulle rampie ingepas nie. Hierdie is 'n ander moment waar God Jesus in die hemel opgevaar het en die hemel hom met oop arms ontvang het.
Ek kan net dink wat 'n awesome geleentheid was dit gewees. Ope arms ontvang hulle die koning van die konings, die engele en God. En daar's 'n progressie in God se plan vir die aarde en vir die wêreld. Hy word herstel in sy heerlikheid wat hy gehad het voor die tyd, sê Johannes 17 vers 5. Hy bid dit eintlik. Hy sê herstel my nou in die heerlikheid wat ek gehad het voordat ons begin het. En dan dink ek is dit belangrik om te verstaan dat die hemelvaart is nie net 'n plek wat verander nie. So nou was Christus hier by ons gewees op die aarde as ons nou die disippels was. Nou is hy weg, nou is hy in die hemel. So die plek het verander. Daar's definitief 'n deel van posisie, want nou sit hy aan die regterhand van God en hy heers. En die woord sê ook, ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk in van die skrifgedeeltes, dat hy mag het om te oordeel en te heers oor alle mense. So ja, die posisie het verander, maar daar het ook ietsie verander in terme van sy autoriteit. Hy het nou die rol wat hy gespeel het op die aarde, het hy prys gegee. En nou is hy die een wat regeer, die een wat volledig in beheer is, aan wie daardie gesag gegee is of autoriteit gegee is. Nou in Johannes, dit my so gebless die naweek, hierdie twee skrifgedeeltes in Johannes 5:26 tot 27. Hy praat hier van God het hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat hy die seun van die mens is. Soos die Vader lewe in homself het, so het hy dit ook aan die seun gegee om lewe in homself te hê. Daar's lewe in Christus en wanneer jy in geloof hom aanneem, aan hom vashou, is daar lewe. Ek praat nie van party mense dink mos nou as jy die Here leer ken dan raak jou lewe boring en daar's niks van nie. Daar's soveel lewe, daar's soveel pret, daar's soveel oorvloed. Maar dit kom uit die lewe wat in hom is. Johannes 17:2 sê, U het aan die seun volmag gegee om die hele mensdom, om aan almal wat U aan hom gegee het, die ewige lewe te gee. En weet jy wat, jy kan daai oorvloed en daai lewe kan jy ervaar. Dit is in ons hand. God gaan jou nie forceer nie, maar ons moet daagliks kies dat ons daai lewe sal ervaar. Maar wat ek wil hê jy moet besef vanaand is, toe Christus opgevaar het, het hy in 'n ander posisie ingegaan en het hy volmag wat hy by die Vader gekry het ontvang. En wanneer ons hom aanbid, bid ons iemand wat die hoogste gesag is. Dis nie van, jy het iewers 'n link in 'n maatskappy en nou werk jy deur daai om iewers te kom, jy's by die ou bo die hoogste ou. Bid jy voor en journey jy mee. Maar daar's 'n ander kant waar hy autoriteit het en waar sy posisie verander het. Is daar ook 'n gedeelte in ons as gevolg van dit wat Christus gedoen het en dat ons tot redding kon kom, het ons posisie ook verander. En ek weet nie of ons dit altyd besef nie, daar waar jy by die werk is, in die moeilikste situasie, het jou posisie verander. En ek gaan nou sê wat dit is. Daar waar jy by die skool is, waar ouens jou uitstoot, waar goed nie gebeur soos jy gedink het nie, daar het jy 'n nuwe posisie en jy is in Christus. En kry ons as gevolg van daai posisie, kry ons autoriteit van Christus self. Ons word nuut gebore, ja, so ons hele menswees raak nuut, maar nou het ons ook 'n nuwe posisie en nuwe autoriteit. En ek weet nie wie het vandag nou gedink aan jou autoriteit in Christus nie. Wil iemand hulle hande opsteek? Dalk gister. Okay, kom ons vat hom so 3 dae terug. Verlede week, daar's dan iemand daarso. Ek spot nou sommer met julle, maar partykeer gaan ons so deur die emotions. Ons vergeet waar Christus nou is, waarmee hy besig is en waar ons is en waarmee ons besig moet wees. So
So ons het ook 'n autoriteit wat ons van God kry. En Efesiërs 1 vers 20 en 21 sê, God het Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit. Hoor nou hier, nou is Christus hoog verhewe bo elke owerheid en gesag en krag en heerskappy, ja, elke noemenswaardige instansie, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die wêreld wat kom. So daar was definitief 'n deel gewees waar Christus of Jesus se disippels moes sien dat hy lewe en dat hy 'n werklikheid is. Daar's definitief 'n kant gewees waar daar eintlik gewys word dat hy die natuurwette oorbrug. Maar daar's 'n ander kant wat ons vergeet. Want daar's 'n geestelike stryd, sê Efesiërs 6. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Maar daar's 'n geestelike stryd. So ek dink deel van die aksie wat daar gebeur het, was 'n geestelike aankondiging in die geestelike riekelm van die koning van konings, die een wat op die troon sit. Ons het gesing van die leeu en die lam. Dit is hy wat nou in beheer is. En dit beteken, as ek sê daar's 'n geestelike realiteit, beteken dit wanneer ons deur ons dag tot dag se goed gaan, kan jy nie Christus volg vanuit 'n menslike realiteit, vanuit 'n fisiese realiteit nie. Ek en jy moet verstaan en onthou dat dit 'n geestelike proses is en dit is waar ons krag vandaan kry. Dit is nie uit onsself uit nie, dit is uit hom uit. So ons posisie van autoriteit verander. Johannes 1 vers 12 sê, aan almal wat hom egter aanvaar het, die wat hom in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. So ons het die wetlike reg om kinders van God genoem te word. Ons is nie meer bywoners nie, ons is nie meer ver nie, ons is medeburgers, ons is 'n koninklike priesterdom, ons is medewerkers en ambassadeurs vir God en vir Christus. Efesiërs 2 vers 6 sê, ek praat oor ons posisie, ons praat oor autoriteit, en ons posisie het verander, Efesiërs 2 vers 6, omdat ons aan Christus Jesus verbind is, dit word deur geloof gedoen, het God ons saam met hom opgewek, en saam met hom 'n sitplek in die hemel gegee. So dink nou 'n bietjie waarmee 'n ou besig is bedags. Jy weet, is dit vanuit daai posisie waar jy saam met Christus heers en besig is om te dink oor die dinge wat vir Christus belangrik is, of is ons verhouding eintlik maar net, Here help my, red my, vergewe my, sorg vir my, jy weet, is dit waar 'n mens stop? Efesiërs, hoor nou hierso, Efesiërs 1 vers 19 en 20 sê, mag julle, en ek wil dit vir julle, dis Paulus se woorde, maar ek wil ook sê, mag ek insien hoe enorm groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. Dieselfde magtige sterkte wat ook aan die werk was toe God Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoor julle wat ek sê? Daai selfde krag wat hom opgewek het, waardeur hy opgevaar het, is werksaam in jou en my. En ons het nodig, wanneer ons hemelvaart celebrate vanaand, het ons nodig om te verstaan dat dit deel van die pakkie is. En daar's 'n rede daarvoor, want jy weet, as daar's 'n werk wat God wil hê ons moet doen. So wanneer jy bid jy met daai autoriteit. Wanneer jy opstaan vir dit wat reg is, doen jy dit met daai autoriteit. En ons het, ek dink ons het nodig om as gelowiges met daai autoriteit te bid. En wat ek wil vra wat ons nou moet doen is, dit is so moeilik in die rye, maar ek wil hê, gedagtig aan die autoriteit wat Christus het en wat hy vir ons gegee het, dat jy net so na die ou langs aan jou draai, of jy kan net stil gebed by jouself doen, maar kom ons bid vir Suid-Afrika. Kom ons bid nou, ons kan nie te veel bid nie, en ons neem daai autoriteit in wat ons by hom gekry het, en ons bid vir ons land. So kom ek gee vir julle 'n rukkie,
So 1 minuut of 2, dan gaan ek vir ons afsluit met 'n gebed. As julle saam bid, met julle hardop bid. Here, baie dankie dat ons so na U toe kan draai en dat ons met vrymoedigheid na U toe kan gaan. Here, maar dat ons ook vanaand kan besef dat U vir ons 'n opdrag gee, dat U vir ons die kapasiteit gee, dat U vir ons autoriteit en gesag gee en ons wil in daai gesag opstaan. Dis niks wat ons gedoen het nie. Here, ons kan nie dit doen nie, maar dit is U. En U het gekies dat ons saam met U in hemelse plekke regeer. En daarom kom bring ons al hierdie gebede voor U vir ons land. Ons bid dat dit 'n aangename geur sal wees. En ons bid dat soos hierdie woorde uitgegaan het, daar 'n geestelike reaksie sal wees. En dat U verheerlik sal word daardeur. Ons bid dit in U naam. Amen. Die tweede woord is verantwoordelikheid. Wat? Ons het 'n verantwoordelikheid. Ons verantwoordelikheid is om van onsself te vergeet en van God se koninkryk te onthou. Ons verantwoordelikheid is om soos ons vir God lief is, vir mense rondom ons lief te wees. En in Matteus 18 vers 8 praat hy van hoe Jesus ook sê, volle mag en gesag is aan my gegee. En nou sê hy, ons moet uitgaan. Ons moet uitgaan, ons moet uitreik na mense rondom ons. En wat my so gebless het is, ek dink is in die Lucas version, sê hy dat hulle het hom aanbid en hulle was opgewonde en hulle het uitgegaan en hulle het gewerk en God het die werk wat hulle gedoen het bevestig met wonderwerke. Ek dink wat nodig is om te verstaan vir ons vanaand is, ons het 'n verantwoordelikheid om uit te reik. Nou uit te reik beteken nie, jy sê vir die ou, jy moet tot bekering kom, los daai goed, hierdie is sonde. Uitreik beteken op dieselfde manier wat Christus gekom het en langs aan mense inbeweeg het en omgegee het en lief gehad het, moet ons uitreik na mense. En wanneer ons dit op so 'n manier doen, gaan die Heilige Gees vir jou 'n geleentheid create waar daai persoon meer gaan vra oor die hoop wat jy het, daai opgewondenheid, daai excitement oor die Here, en dan gaan jy met so 'n persoon kan gesels. Ek dink dit is baie belangrik, ons kan nie dink aan hemelvaart, sonder, jy weet, sonder dat ons besef, daar's 'n opdrag daarin nie. Ek sien terwyl ek voorberei, sien ek soos 'n aflos wat gebeur, jy weet, om 'n atletiekbaan. En ek is redelik seker, een ou gaan nie die 4 ouens wen moet, jy weet, as hy teen hulle hardloop nie. Maar wat ek gesien het, is daai stokkie wat oorgegee word. Daai stokkie wat oorgegee word, hoeveel wedlope word verloor, omdat daai stokkie nie reg gevat word nie of laat val word. En wat ek hierso sien is, nadat ons die autoriteit het, en Christus op pad is om vir ons 'n plek voor te berei, sien ek hoe hy daai stokkie oorgee vir ons en sê, gaan. En dis nie asof ons nie het wat ons nodig het om dit te doen nie. Dieselfde krag is in ons. Die Heilige Gees is so ruk daarna uitgestort.
Ons het hom by ons en ons sal sy getuies wees, sê die woord. Maar ons het nodig om te fokus, want as jy in 'n afloswedloop nie kyk of reg wegspring of die vloei dophou nie, dan drop 'n ou die stokkie. En ons het nodig om daai stokkie te vat. Die verantwoordelikheid wat ons het, ons was vandag so gebless gewees. Ons was weer daar by daai Tshwane Chambers of die Speakers se Chambers, 'n gebedsgeleentheid. Onthou julle so jaar terug het ons daaroor gepraat en wat daar gebeur het. Ek sê vir jou, julle moet maar vir die ander personeel praat, maar ek was uit my sokkies uitgeseën. Van mense van verskillende kulture, denominasies, waar daar 'n stuk unity was en waaroor die geleentheid ook gegaan het is oor 'n stuk gesamentlike verantwoordelikheid om in te tree vir ons dorp of vir ons stad en ons land. En ek dink ons het nodig om te verstaan dat ons nou Christus se hande en sy voete is. Ja, hy werk deur sy gees, maar hy het gekies, die woord sê dit op 'n plek, om mense te gebruik en nie engele nie. Ons is die kroon van sy skepping met ons kop wat raas en ons foute en ons streke. Het hy gekies dat ons uit daai gebrokenheid uit verantwoordelikheid vat vir mense rondom ons. Die ding wat my die hardste dryf, en ek wil daarmee afsluit, is genade. Dis die hoekom. Dit is hoekom ons doen wat ons doen. Want elkeen van ons wat Christus aangeneem het, moes op 'n stadium sê, Here, ek kan nie, ek hou in geloof aan U vas. Ons moes daai genade aanvaar het wat hy vir ons gee. Wat my so bekommerd maak is, ons het nou Sondag daaroor gepraat by die beginpunt, maar wat my so bekommerd maak is, daar kom 'n punt waar die genade stop. Waar daar nie meer genade is nie. Wat ek probeer sê is, daar kom 'n punt waar jy nie kan sê, sorry man, ek wou dit eintlik doen, ek wil U aanneem, ek buig voor U, wat dit te laat gaan wees. En ons lewe nou in 'n genadetyd. Ons lewe in 'n tyd, en ons lees dit in 2 Petrus 3, sê hy, die Here stel nie die belofte uit, soos party mense dink nie, inteendeel, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dis sy hart. As hy sy wil gekry het, het ons nou nog daar in die paradys almal saam gewees. Het ons hom nie verloon deur ons keuses nie. Maar hoor wat sê vers 10. Die dag van die Here sal egter kom soos 'n dief, 'n dag waarop die hemele met 'n gedruis tot 'n einde sal kom, en die elemente sal uitbrand en vergaan, en die aarde en wat daarop gedoen is, ontbloot sal word. So ons het 'n verantwoordelikheid soos ons hier sit ten opsigte van onsself, om seker te maak dat ons Christus aanneem, sodat ons autoriteit kan kry en gered kan word, maar ons het 'n verantwoordelikheid om uit te reik na mense rondom ons. Daar gaan 'n dag kom, wat daai persoon nie meer Christus kan aanneem nie. Nou, ons weet nie mooi wanneer dit gaan wees nie, maar een ding weet ek, die Bybel sê, elke knie sal buig en elke tong sal bely. En ons het 'n verantwoordelikheid om hierdie genade te vat vir onsself en ook vir mense rondom ons. Ja, so ek dink dit is die woord wat ek het vir ons vanaand. Dit is so lekker om as gelowiges saam te wees en dat ons soos ons hier sit vry is. Maar ek dink dit is ook vir ons so belangrik. Ons is besig om 'n groot impak te maak in Elarders Park, in die land, op verskillende plekke. Maar kan julle net dink, en dit het ons vanoggend by die personeelgebed gebid, kan julle net dink as elke persoon wat hier sit en wat God eintlik in hierdie geloofsgemeenskap wil in hê, as elke een van ons se gawes geaktiveer word in hierdie gemeenskap. Ons dink baie one directional, jy weet, ons dink nie wyd nie, ons kan nie 'n breër prentjie sien, ons kan nie verstaan wat God mee besig is nie, maar wanneer individue in hulle autoriteit verantwoordelikheid neem en die genade wat hulle ervaar het met ander mense deel,
gebeur daar goeders op tye en plekke wat ons nooit kon voorsien nie. En ek wil jou regtig aanmoedig dat jy 'n bold sal wees en geloof sal begin om jou talente en jou gawes uit te leef hier in ons geloofsgemeenskap. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die ongelooflike liefde wat U vir elkeen van ons het. Ons is opgewonde, Here, en ons kom eer U vir die pad wat U gestap het, die voorbeeld wat U vir ons gegee het. En ek kom bid, Heilige Gees, dat U, soos ons nou sit, mense se gesigte by ons sal opbring, situasies wat dalk afgespeel het, wat ons moet gaan regmaak, maar dat ons 'n dinamiese verhouding sal hê van groei. Here, ons wil nie altyd kinders bly nie, ons wil volwasse wees. In U naam wil ons opstaan en 'n verskil maak, en ons vertrou U daarvoor. Amen.